Welkom by Geselsnet Nuus, episode 12. Maggie, ons gesels net nuus vandag. En ek het niks slegte nuus van die munisipaliteit nie. Kan julle dit glo? Ja, Wie wat, ek het 'n vermoede, die munisipaliteite gedra hulle self, want hulle is deur die groot baas gesê om met die moeilikheid te bly dat die verkiesing begin. Ek wil nou net sê, onthou die 29ste moet ons stem. Na die 29ste gaan twee groot dinge gebeur. Ek moet 'n pleintjie vir hulle gee. Het jy gesien, ons water- en digte rekening was way vroeër as die einde van, ek beloof jou. Iemand het op Facebook gesê, my jene, gaan dit sneeu in Klerksdorp, want ons kragrekening is al klaar. Dacht ek, nee, kan nie wees nie. Gaan ek op my e-mail en wragties waar, ek dink was laas ek donderdag. Hoe is dit nou dat alles skielik werk? In plek val, nee. Maar Ja. dis drie dinge wat gaan gebeur na die verkiesing. Ons gaan laat rekening kry. Ons gaan laat rekeninge kry, munisipale probleme en load shedding. Ja, maak ons maar reg vir load shedding. That's a fact. So gepraat van load shedding. So 'n paar episodes gelede, as julle nou gaan kyk na die ouer episodes, het ek gepraat van hierdie kragstasie wat daar 'n moontlikheid is wat hulle in Klerksdorp of net buite Klerksdorp wil bou. Ja. Waar presies weet ons nou nog nie. Maar die ek weet nie of hulle dit uitspreek AMEA of AMEA nie, maar AMEA Power Science 20-year PPA for 120 megawatt solar project in South Africa. Ons grootste befondser daarvan is blykbaar Standard Bank. En hulle sê dat die ding is nou geteken deur die Renewable Energy Independent Power Producer Procurement proses. Liewe duiwel, okay. Dit is 'n vreeslike lang proses. Ja. Die belangrikste daarvan is dat hulle sê, located near the town of Klerksdorp in the Northwest Province, the project will generate more than 325 gigawatts of clean energy per year, which will power an estimate of 97,000 households. Dis goed dink ek. So ja, dis goeie dinge wat kom. Ons weet nog net nie wag waar net en vir dit. wanneer nie, maar ons wag daarvoor. Dis 'n groot ding vir Klerksdorp. Wat lekker is ons het daaroor gepraat en dit net doodgeloop. Ja, dit is verandering een van daai goeders wat nou by begin gebeur, stadig ja. realiseer, maar soos ons nuus kry, sal ons dit vir julle verder bring. En nou so gepraat op die tegnologiefront en elektrisiteit en so aan. Ek het 'n dingetjie, 'n post raakgeloop van Leon Bevan wat hy gesê het van die onderskeie laerskole in ons dorp se top 20 leerders het by KS 'n robotika klas gaan kuier. Wow, okay. En in 'n kort rukkie het die graad 9 groepleiers hulle geleer kodeer met Scratch. Nou Scratch is 'n programmeringstaal. Ek wou nou net sê, moet jy nou soos 'n scratch kaartjie nou Gaan jy nou 'n krap, bietjie meer hoe vertel. werk die storie dan? En hulle is baie trots daarop dat die graad 7's wat dit kon dit reg kry om in daai kort rukkie hulle robotkarretjie suksesvol te laat ry. So, well done. KS robotika span en hulle sien hulle gou weer. Nou Scratch is 'n programmeringstaal, maar dit is 'n nuwerwetse programmeringstaal wat ontwikkel is om jong mense te leer programmeer sonder om moeilike terme te onthou. So is eintlik van die lang pad af na 'n kort pad toe. Dis wat hulle noem 'n visual programming language. In die ou dae moes jy terme se name onthou, funksies se name onthou en onthou ook hoe om dit te spel. Ja, okay. En wat jy alles soos hulle noem parameters wat jy moet bysit. Dit het dit baie moeilik gemaak omdat jy letterlik moes intik, lettertjie vir lettertjie wat moet gebeur. Okay. Nou is dit 'n visuele taal wat in blokkies die funksie het en met sy parameters wat jy kan laai en jy drag en drop dit in 'n programstel in. Ja, so dit spaar eintlik baie tyd Dit ook. spaar baie tyd. Dis visueel omdat jy nou die programmeringstaal kan lees van bo Ja. tot onder in blokkie vorm. Ja. En dit maak net sin. Dis soos imagine jy wil 'n storie skryf, maar jy wil nie alles tik Nie, ja. En jy het 'n klomp prentjies wat jy kan trek en onder mekaar plak om soos 'n comic strip Ek hoor ja, ek storie te verstaan, vat. ja. Dit werk basies op daai selfde prinsip. Eintlik maak ons kinders net vinnig slim. Ja, en weet jy wat, selfs groot mense kan gaan eksperimenteer daarmee. Scratch is ongelooflik. Dit is 'n programmeringstaal wat nie net gemaak is vir robotika nie. Daar's baie Dis baie dom met robotika stelsels soos jou Sphero, Lego Mindstorms, Dash and Dot en daai robotika stelsels wat almal Scratch gebruik. Jy praat laat Duits met my nie. Maar groot mense kan dit ook gaan leer. Jy gaan na Scratch
www.mit.edu toe. Dit is deur MIT link ontwikkel. daaronder Ek gaan die link sit, daaronder ja. vir julle sit. Dan kan julle selfs 'n bietjie daarmee gaan speel. En veral julle kinders op skool wat belangstel in rekenaars, Maar dis waartoe ons hele lewe draai. ons Is mos maar lewe rekenaars, draai is dit soontoe. nie? Dis 'n goeie toekoms as jy al op skool goeters begin leer. En ja, erkenning kry. Ons so gepraat van erkenning. Ons het 'n gimnas waarvan ek dink baie min mense weet. Hier In Klerksdorp, 'n internasionale gimnas O nee, ek weet ook nie daarvan nie. wat al eintlik internasionaal geword het op die ouderdom van 12. Hoe oud sy nou? Sy's nou 14. Ons is al 2 jaar. Ja, en min mense weet van haar. Nou, op OFM is die artikel, hy sê Klerksdorp gymnast wins Africa Championship bronze medals. The 14-year-old rhythmic gymnast from Klerksdorp, Shadai Jansen, represented South Africa for the second time at the 18th Annual African Championships that took place from 25th to 26th April in Rwanda. Ons moet nou. Yeah. She brought home 4 bronze medals. Wow. Well done, Shadai. Yes, dit wel. Ons is trots op jou as 'n Klerksdorper, dit wil gedoen word. Maar net so 'n bietjie ekstra info. Sy het op 12-jarige ouderdom was sy al in Egipte gewees waar sy Suid-Afrika verteenwoordig het. En daar het sy 'n goue medalje vir die ball, clubs en ribbon routine Ja, gekry. dis mooi daar ribbon. Ek amazing. love dit. Dis baie En in mooi. 2023 het sy 'n trofee gekry for the most artistic performance in die kompetisie in Bulgaria. Bulgaria. Sy het nou al die wêreld Bulgarije. Bulgarije. Ja, sy het nou lekker getravel met haar Ja. gimnastiek. En ons weet nie eens Die van die hele wêreld vol en niemand weet van haar nie. Shadai Jansen. Well done. Het jy gaan kyk al na haar goedjies? Weet jy wat? Ek gaan vir julle 'n bietjie videoetjies wys want Oei, sy tussenin. okay. Ja, daar's 'n bietjie van die routines en so en dis Bietjie van amazing. slide. Dis 'n hele ander soort. En natuurlik haar groot droom is om eendag by die Olimpiese spele deel te neem Ja. in haar klas. Want weet jy, ons het nog nooit 'n Suid-Afrikaanse gimnas gehad wat Olimpiese medaljes in rhythmic gymnastics gewen het. Nie manlik, vroulik niks nie. Sy Ja, wil- you sy wil- Google, jy kan You dit go doen. girl. Ja, jy kan dit doen. So ons het nou gepraat van hierdie slim kinders van KS en die meeste wat ons dan maar hard leer en werk en so aan eindig ons dan maar by die pikke. Maar hoor hierso, die Noordwes Universiteit pikke doen flippin goed is. Ek sien hulle doen die ek hou nog 'n bietjie dop. Maar wat interessant was gister, was ou Rassie hierso gewees. Okay, raserige rassie. Rassie en hy's vereer gewees, maar Okay. ons kaptein nou kan ek sê Van die rugby. van die rugby Sien jy Kolisi? sien jy Kolisi. Sia Kolisi. Sia Kolisi was hier met die beker. Beker. Ja, Okay, wêreldbeker. en daai beker mag Awesome. ons eintlik aangeraak word. Ja, die web. Maar hy was 'n goeie vriend van my wat lekker breek. Ja. Want hy saam met hulle gesit het, ou Jacques Val. Okay. Hy is mos nou daar die baas van die plaas daar Ja. by die cricket in Pretoria. Okay. So hy het toe nou foto's gesit en ek het gaan kyk, daar was 'n live gewees. Ek is nou eintlik spyt ek het dit toe nou gemis. Ek het te laat gesien. Nou Rassie is vereer daar. Dit is wel Okay. dis eintlik net al wat ek wil sê. Ja. Pikke, well done. Julle Well bring die done, groot Pikke. name hier na ons buurdorp toe. Maar terwyl ek nou by die Pikke is, ek moes lag daaroor. Was my flippin funny want ek weet ek het baie dae gekyk, ek het die plek gelaf op Bourbon Street. Bourbon Street. Ja, kyk. Ja. As jy in Potchefstroom is, dan kan Ja, kuierakkie. Bourbons. Almal was al by Bourbons gewees. As jy nie daar was jy in Potch nie. Dit was 'n aardklop highlight daai, hoor. Hy word 'n Bybelskool nou. Ai, ja. So So, ek- ja, hy het toegemaak so reg Hy terug. het toegemaak. So ek try nou dink hoe ek weet ek kon nie inligting kry wat hulle bedoel met Bybelskool. Gaan net soos 'n spesifiek wat. Ek wil weet wat. Soos jy weet wat, asseblief. Dis interessant. Laat want weet, maar ek wil bietjie meer behels 'n weet. Bybelskool? Ja, wat spesifiek mik hulle op. Ja. Dit regtig. So as jy weet, laat weet ons. Ek wil graag meer weet, regtig. Dan laat ek nou sien. Ja, ek almal weet natuurlik ek het nou mos na Overland ou wie se trolley dash gedoen. Trolley dash, waar's my Yes. biltong? Ek het nie eens gekyk. Jy het my biltong verby gehardloop. Ja, ek weet nie eens ek het verby Biltong gehardloop hè. Maar jy het met 'n hele paar goedjies weggekom, né? Ek moet sê ek dink ek het nie Dis die moeite sleg werd gedoen nie. Dit was geweest. regtig die moeite werd. Was 1800 en ietsie rand. Uitstekend. Dankie, dit was regtig lekker. Jy- Maar Jy sy het so gehardloop, sy breek goed sommer. ja, Gaan fone en goed. weet jy, nadat ek gehardloop het, is ek so opgewonde oor hierdie want
Ek het die baie, weet jy, 'n minuut voel so of klink so lank tot jou maat op en jy hoor die agter 19, 18, dan dink jy kom net by daai bloody betaalpunt. Jy het nou nie 'n saak met die res nie. Dit was baie lekker, was regtig flippin nice. Ek moet sê Overland is nou regtig 'n winkel wat ek wil ondersteun. Ek het gister so 'n live videoetjie opgesit waar ek nie gemering op het nie. Maar wat ek het gevoel het, ek wil hulle dit die eer gee want hulle werk vir ons gemeenskap. Jy gaan nie glo nie. Gister toe sê hulle vir die ouetjie wat regtig nou al so lank ook geshare het en aangaan en al, het hulle R1000 se vouchers weggegee wat sy kruideniers kan gaan koop. Wow! So, regtig Bianca, ek haal my hoed vir julle af. Overland. Hulle pryse is fantasties. Ja. Maar toe laat val ek my foon. Ai, jene. So ja, daar kry ek toe 'n lekker eetgoed, maar ek kan nêrens by iemand uitkom nie. En hier begin paniek intree Ja. met tyd, want ek kry ook nou paniek boodskappe laat van die kant af. Ja. Van En 'n mens leer 'n paar lesse wanneer jy Nee, so iets verloor. Maggie, vertel vir ons. Ek Wat het- is die belangrikste lesse wat jy geleer het? onthou jou passwords. Jo. Ek was so graag op Facebook om net te sê baie dankie Overland. My eie video te kyk waar ek soos 'n mal as hardloop, ek kan niks. Rian niks doen nie. My Google account is toe nou mos obviously gelink met net daai device. Ja. So ek kan nie eers op 'n ander device ingaan nie, want ek is so oorversigtig, ek het net die een device. Min weet ek onthou dan net jou goed as jy so oorversigtig wil wees. En dis passwords, dis pins. Ek was so slim, ek was bang ek gaan verloor, so ek het screenshots van gemaak in my notes, het ek dit gesit, maar in die selfoon wat geval het. Dis die probleem. So dis waar hulle praat van redundancy. Ja. Eerstens, jy het 'n ander probleem ook gehad. Jy het iewers op 'n call nommers verander. Ja. Ongelukkig Weet het ek nie jou daai Google sin se nie. password reset kode word gestuur na jou oorspronklike Ja. foonnommer toe. Hier is hoekom dit baie belangrik is. As jy fone verander en jy verander jou selfoonnommer, moet jy baie versigtig wees waaraan daai nommer alles gekoppel is. Ja. So ek weet van gevalle van mense wat hulle nommers verander het en hulle het vergeet om SARS te verwittig. Dan kom hulle in die moeilikheid by SARS. Ja, jy sien. Maar hier het jy nou ook 'n ding, jy kan nie 'n password reset as Nee. jy nie toegang het tot daai nommer nie. Nee, want hy stuur vir jou 'n SMS met die code wat jy moet insit. En nou het ek my nommer, ek het die SIM, ek het niks. Dis hy. So wat doen ek? Ek bel vir Jan sê help. En toe kom ek op sy oulike Maar nommer ek af. het gelukkig 'n vriend Ja. wat ek kan haar Mo Rawat Ja. van Tech Empire. Julle? Rarig? Ek wil net weer sê vir Mo, thank you. Dankie. Ek sê dankie. Julle verstaan nie. Maar het regtig my lewe gered. En ek is toe nou so impressed. Kyk, hy sit nou met 'n laptop. Ek het 'n laptop omgevat. So Mo sterkte. By Maggie met tegnologie. Kyk, as jy 'n probleem het met 'n tegnologiese device, weet wat iets moet reggemaak word, dan vat jy dit vir Tech Empire. En hy Ek gaan sy nommer hier onder Ja, ek wou bysit. nou net sê, want weet jy wat's oulik, nê? Toe ek het nou gedink, okay, hy gaan my net help as vandag my foon daar gaan ek. Toe ek instap, dit is dit is amazing. Dis Hy soos 'n- 2 tafels, maar dit is 'n net laboratorium. gadgets. Ja. Ja, dis soos 'n sci-fi laboratory. Harte wat hy daarvan fone uithaal insit en oorbou. So ek weet nie of die ander winkels in die dorp fisies dit doen of verwys hulle of vat hulle goed soos 'n Baie van hulle wat hulle goed na hom te stuur. skakel die middelman of wel, is eintlik die middelman. Skakel hom uit, gaan direk na Mou toe. Hy weet wat hy doen. hy weet wat En hy hy's doen. vinnig. Flipping is vinnig. So ja, dankie Mou. Jy het hierdie blonse dag gemaak. En dan, laat ek gou kyk. Jy weet van daai KS bus wat die ongeluk gehad het. Dit is daarom nou in my oë is dit goeie Ek het nuus. gehoor daarvan. Maar daar's baie spekulasie. Wegbly van spekulasie af. Praat van Maar ons is spekulasie. net bly dat daar geen ernstige beserings was nie. 22 kindertjies wat hulle opgecheck het, maar Gelukkig niemand seer gekry ja, het. so ja, dit was net 'n ongeluk. Dit is 'n finish en plain klaar was weg 'n ongeluk. ongeluk. Dis sulke dinge gebeur en ons vra net dat mense moet ophou met spekulasie. Hoekom ek sê op met spekulasie, my innige simpatie gaan uit na daai dogter wat sy word vandag begrawe. Ai, die hartseer een. Ja, wat gestamp is, ek verstaan deur 'n dronk bestuurder en hy het haar gesleep. Ek dink 30
meter of 23 meter sê hulle blykbaar. Ja, dis amper op pad 30 meter toe. Dit is nog steeds ver. Dis ver. En dit baie hartseer. Ek wil nie veel daaroor sê nie. Ek het die comments gaan lees. Ek dink party mense se tonge of se vingers is heeltemal te vinnig los. Pas op maar wat jy aldag op sosiale media sit. Jy kan eintlik in die moeilikheid kom. Ja. So Weer eens spekulasie. As jy nie weet wat gaan aan nie, bly stil. Ons wil niemand blameer nie, hoewel daar maklik vingers gewys kan word. Ja. Daar Kyk, daar's mense wat sê die munisipaliteit. Ja. As jy die sypaadjie skoon of die ligte aangehaat het, dit het nie gebeur nie. dis 'n hele weer vingerwys. Ons wil net sê vir die familie. Ja. Ons dink aan julle, ons medelee met julle en weet ons hou dit respekvol. Yes. En gee die polisie kans om die ding te ondersoek Hulle werk te doen, hulle ja. werk te doen. En dan kyk ons daarna wat gebeur en dan wanneer die hofsaak afgehandel is, dan kan ons Dan weet jy wat dan kan ons gebeur. dan kan ons opinies lig. Ja, dan sal ons dalk daaroor Dan sal gesels. ons weer daaroor gesels. Dan sal ons daaroor gesels. Praat van begrafnisse, nou Ruïens en dis môre. So almal wat graag by haar begrafnis wil wees, môre 10:00 by Môrester, maar ek noem die omdat ek die bikers wil dankie sê. Die mense is so geneig om te sê, ja, hulle is boetjie en hulle is die en hulle is daai. Ek gee nie om wat 'n biker is nie. Al drink hy hoe en hy doen whatever hy in jou oë verkeerd doen. Daai mense het 'n hart van goud. Ja. Hulle het 'n bydrae gedoen vir Ruïen uit respek van 'n suster, brotherhood, soos hulle se praat. En dankie wat julle vir die gemeenskap doen. Dit is nie net vir Ruïen nie, vir die gemeenskap. Dit is hoekom as ons 'n charity event het of ons het 'n hierdie Dijals ook. Daar's nooit 'n Dijal net om 'n rede te hê om te gaan drink nie. Ja, die Joels is nie vir pret nie. Nee, dis altyd daar Altyd iets vir 'n betrokke. rede, ja. Ja. En weet jy wat, net daai tyd ek onthou, ek dink nou vlugtig aan dit, ek weet nie hoekom dit nou in my kop opgekom het. Maar daai tyd het so gebrand het daar in Dawkinsville. Wie was eers op die scene? Was die bikers. Die bikers, ja. En regtig daai mense, hulle het ook hulle gewone werk en goed. Ons praat van dokters, prokureurs en so voort. Maar as jy hulp nodig het, hê 'n biker pel. Hulle is altyd daar vir jou. Ja, so ek wil regtig. Dis vir my een van die most close-knit gemeenskappe kan mens sê, want jy gaan na 'n biker Dijal en jy het enige iets van 'n mechanic wat gaan sit langs 'n dokter, langs 'n prokureur, langs 'n chef. En daar's nie 'n titel nie. Niemand. Daar's het nie 'n titel nie. Niemand het titels nie. Jy's in die familia. En hulle is en hulle is ek het baie. Dis hoekom ek nie 'n naam nou gaan noem nie want regtig hulle is verskillende clubs en almal is my pelle. So ja, dit was 'n lekker Dijal daar by Bokkiesbar, ek kan dit ook sê. So terwyl ek van hulle praat. Ek het gesien. So ja, ek het dit nogal vreeslik baie geniet. As jy môre Potch toe ry of van Potch af kom, Klersdorp toe en jy sien mense hardloop langs die pad. Hulle hardloop nie weg. Hulle hardloop nie weg vir iets. Ek moet sê hulle hierso. Dit is die 50 km N12 Ultra, dis die N12 Ultra Marathon, die Northwest Province. Dis 'n groot ding. Hardloop hulle van Potch af. Ja, hardloop van Potch af. Dis 50 km. Ek ry nie, ek laat jy soms in toe ry nie. Daar is 'n korter eenheid, 'n 10 km challenge. Okay. Wat ons miskien kan deelneem. Nee, ek sal begrafnis toe gaan, dankie. Alright. Ek hou dit vir sulke fit. Ek sal daar verby ry en my venster oopdraai en Chariots of Fire. Ja, doen dit, ondersteun hulle. Gaan ondersteun, maar ek sal nie hardloop. Maar julle moet maar versigtig wees. Kyk uit vir die ouens. Kyk uit vir die ouens en daar gaan hier en daar met sekere tye op die N12 van die paaie toegemaak word. Okay. Want die klomp kom bymekaar daar by die recreation center. Daar by Askari vir die mense wat nou weet. En so daai indraai ensovoorts kan dalk toegemaak word op verskillende tye deur die dag. Dit is nou ding vroeg in die oggend, later in die middag, ja. So dit gaan baie verkeerd wees. Die mense moet regtig. So mense moet maar versigtig wees as hulle ry vir die drawers, laat daar geen ongeluk. Ek dink jy moet dalk hierdie ook vir ons opsit dat hulle hoe laat skiet hulle af die 50 en die 10 ja, die 50 km begin in Potch om 4:15. As die prep en dan die gun time. Sien nou kom ek sê ek sal nie gaan hardloop. Wie die duiwel sal 4:15 op om tog begin hardloop? Rian is wakker.
Ja, ek maak nie die wakker nie, maar dan lê ek daarom nog in my bed warm. Nee, ek werk al. Ag nee, maar nie hardloop nie. En dan natuurlik die Klerksdorp ene is 6:15, die 10 km ene is 6:15 is die prep time en dan gun time is 7:30. Dan begin hy by die rec center en hy het 'n roete deur die dorp. 10 km en dan eindig Ek kan net mooi dop. Asseblief as jy met 'n motor ry, wees geduldig. Ja. Dit is rarig wat ek wil sê, wees maar geduldig en gee die ouetjie kans om weg te hardloop. My nuus is klaar. Maggie, kan jy in 3 minute alles opsom? Kom ons kyk, kom ons breek 'n rekord. Daar gebeur altyd so baie in Klerk. Jy mense vra gereeld, wat gebeur in Klerksdorp? Kom besoek ons Ja. op Geselsnet. Wat Ons het gebeur? 'n wat gebeur waar. Yes. Daar's baie dinge wat gebeur. En weet jy wat, net so pynnaweek, so die dag is weer baie besig. Klaar so bars ons in sy na tyd as jy sien einde van die maand. Daar's mense wat pyn vir die einde van die maand op, hoor. Jy moet besluit, gaan jy biltong koop of gaan jy 'n bietjie uit? Ja, ek gaan uitgaan want Wyntuin Wyntuin. het hulle laaste een vir die winter nou eers Ja, dink ek. ja, Ek ja. dink dit is ek hoop ek het jou reg hoor Marlies. Maar hulle het 'n grootte. Okay. Hulle het 'n grootetjie, so gaan Wyntuin toe. Dis hierdie naweekie een met die reptiele. Daar's hy. Hi. Hulle bring reptiele vir die kinders. Hulle het die bloedbank. Hulle asseblief gaan skenk bloed. Jo, ons het dit regtig As jy baie kan nodig. skenk, as jy nie weet of jy kan skenk nie, Vind gaan uit. En hulle sal vir jou sê of Ja. jy mag skenk of nie. Dan het hulle van ran, maar hulle vra. Dra asseblief pink, pers en blou as jy kan, maar in van die kleure. Pink, pers en blou. Ja. Dis aardige kombinasie. Meng dit, jy weet. Wees funky. Ja. Hoed en vere en 'n uitskop skirtjie. Hulle soek van die klere en jy kan jou hond saamvat. Sit hom net aan 'n leiband. Bring 'n brak. Bring en hardloop weg soos hierdie mense wat van Potchefstroom begin. Julle kan. Maar hulle het lucky draws ook deur die dag waarvan jy tot 'n blesbok kan wen. So, is lekker biltong. Jy het so gesê so dat jy gepraat van biltong. Daar sê blesbok biltong, lekkerste biltong op aarde. Nee, Naas sy nie baie droog volstrysbiltong. nie. Nou, blesbok biltong. Ja. Nee, maak 'n lekker biltong. Nee, ek het al amper enigiets in biltong geproef, van rooibok tot 'n kameelperd biltong is eintlik vir my baie lekker geweest. Volstrysbiltong is altyd lekker, blou bil biltong is As jy lekker. net maar gesê het bacon het ek dit verstaan, maar biltong. Laat jy nou alle biltongs ook Ek probeer. is jammer ek het gisteraan die laaste van my bacon ek moet nou weer bacon gaan koop. Sien nou, jy met jou bacon. Panorama Park. Die aftreeoord het 'n bazaar. Hoe lank terug was jy by 'n bazaar wat jy daai pudding gaan eet het en Ooh, bazaar pudding. bazaar pudding. Kykie, Waar daar is is dit? By Panorama Panorama self? Park. Okay. Ja. So ons sal daai pamfletjie ook net weer herhaal. So ek weet ek het hom gesit op ons wat gebeur waar. So gaan ondersteun hulle, die geld gaan ook vir 'n goeie doel. Okay. Ek dink dit alle gelde vir sulke goed gaan altyd Ja, na 'n ja, goeie doel toe. So wherever you are, gaan ondersteun. Daar behoort seker jaffles en seker daar is klomp stalletjies. So gaan doen dit as jy nie weghardloop nie, gaan doen dit. Dan het ons Wanderlust vanaand by Cuba. By Cuba. By Cuba. Ag, lekker. So, Wanderlust ja. is altyd, hulle is altyd Ek entertaining. geniet hulle. Altyd lekker musiek. Ja, hulle was Saterdag nou weer by die day job. Kykie daai, hulle sing. Hulle het maar net 'n manier om mense aan die gang te hou. Hy weet om sy crowd en hulle is local. So Ja, hy weet om sy crowd te trek. Mense ken hom, hy ken die mense en hy entertain. Hy wat sy hele groep entertain. Dan gaan ek vinnig afsluit. Dirk is nog steeds siek, Dirk van der Westhuizen. Okay. Hy's nog siek. Dit is nie 'n grappie om daai siekte te hê nie, binne die het hom ook gestraik hierdie week. So dis daai wat RSV. Hulle sê die human wat Rhinovirus respiratory syndrome tipe is 'n lang naam. Ja, maar dit is hoorie die kopsere. Sy sê mami ek kan nie en ek sien Dirk Dis het nie 'n ook gesê die grappie. kopsere Ja, dis is nie 'n ongelooflik grap nie. en dan jou bors. Ja. Ek verstaan dit is baie seer in die bors ook. So ons is geneig om te dink kindertjies van 2 jaar en jonger kry dit en hulle raak die ergste siek en gaan dood en so aan. En ou mense, dit is nie. Ons lewe in so 'n vuil wêreld, wil ek amper sê dat daar's nie meer 'n ouderdom beperk aan sulke tipe Dis goed hy. nie. En weet wat mense dink mense is jonk en gesond en dit kan jou nie tref nie. Oorkom, ja, Daar ja. is Dirk. Dirk is jonk. Lewendig. Dirk is Jim, jonk hy- en gesond. Hy gym, hy lyk soos 'n buffel wat enige ding kan aanpak. En daar lê hy En plat. daar lê hy plat. Plat in die Klein hospitaal. virusie. So ouer mense, kinders en mense wat dalk immunocompromised Ja, is, wat sy. dalk al reeds ander siektes en goeders gehad het,
wees baie versigtig. Jy wil Ek nie hierdie ding kry dink ons mense, dit klink baie lelik wat ek nou gaan dalk sê, maar ek dink ons mense het so gemaklik nou weer geraak met COVID wat weg is, dat ons nie daai handhaf om was jou hande, moenie hoes by iemand, as jy siek voel, sit 'n masker nog steeds op man, jy weet. Ek het 'n comment gelees van 'n tannie wat gesê het, coronavirus het ons mak gemaak. Hy het. Ek is geneig om dit te sê. Ek wil dit ook, ek stem saam met haar. So, wees net veilig. Ons is regtig, ek wil sê 'n era van kiema virusse En as jy weet jy is siek, moenie vat aan ander mense of nie. ja, probeer wegbly. En dan wil ek maar afsluit met 'n Bosveldklong tuis, die Bosveldklong. Ai. Nog steeds in die hospitaal. Ek hou maar so dop op die media om te kyk hoe hy vorder. Ag, ons dink aan jou, regtig. Staan op. Ons wag vir jou musiek. So, ek dink dit is vlieg my stories uit, soos die Waliese mense sou sê. So, my blommetjies sing. Julle geniet 'n baie lekker naweek en daar is nou in ons nuus vandag weer 'n les geleer. Wees versigtig, moenie drink en bestuur nie. Ek stem. Ek weet Maggie, jy voel ook baie sterk. Ek is baie sterk op dit. Kyk hier, Rian, kom ons maak nou nie 'n fout nie, ons almal was jonk. Ek myself het al daai paadjie gevat van ag, jy dink is een drankie, jy voel nie getrek nie. So jy kuier lekker, jy snap nie eintlik nie. Maar ons lewe het ook weer begin. Dis weird. Ek wil eintlik 'n hele speech oor daai ding gee. As jy op daai punt kom en jy sien wat met vriende om jou gebeur. Ja. Net so. En jou lewe verander onherroepelik, permanent. Dit is die groot ding. Iemand het laas met elke week dan sluit ek mos maar af, wees veilig, moenie voggies gebruik saam bestuur nie. En toe het iemand vir my gesê ja, maar Maggie, jy het net so gedrink op jou tyd. I did. Almal. I did. Ek was stupid jonk en dom. Maar vandag besef ek wat is die impak daarvan. En die familie kry swaar wat agterbly en ek praat nie net van die persoon wat dalk seer gekry het nie, ek praat van die persoon wat toegesluit word ook. Daai dink aan die families. Dink aan jou familie, moenie selfsugtig wees nie. Dis eintlik al wat ek wil sê. Ek gaan sê dink voor jy drink. Daar sy, dis mooi gestel. Daar sy. Maar andersins sê jy lekker naweek. Kom ons hou daai ene vir elke week. Dink voor jy drink. Ja, dis eintlik baie mooi. Dankie. Ek hou van dit. Okay. So, wees veilig. Geniet julle naweek. Ons baie in die dorp om te doen. En as jy nie weet wat om te doen nie, hardloop Rypotch en hardloop van daar af gaan terughaal jou kar. Maar ja, 'n baie geseënde amper sê Paasnaweek. 'n baie geseënde naweek. Julle moet 'n awesome week hê en ons sien julle volgende Vrydag weer. Maar flippend aan ons praat. Ons praat 'n klomp nonsens en dan dink die mense dis nuus.